Goeiemôre, ek groet u in my liefdesnaam van Jesus Christus, die naam bo elke ander naam. Soos beloof, as die Here my opweg en is sy wil, deel ek graag die volgende met u. Waarom het u my so gemaak? Man en vrou van God, het u die plek ingeneem wat God van u verwag, waarvoor u moet staan voor God? Manne, julle moet direk onder God staan, die priesters van julle huis wees. Jeremia 1:5 sê, hy het jou geken nog voor in die baar van jou moeder gevorm is, en hy het jou geroep as profete vir nasies, of 'n profeet vir nasies. Of die vrou en die kinders daarvan hou, as u amp opgeneem het onder God of nie, en of u geëer word daarvoor, of nie, deur hulle nie. Dit maak nie saak nie, u moet die Here se woord verkondig. Die punt is, u en ek moet dit doen wat die Here oor opdrag gegee het. Eers die regmatige plek as die man en dan die priester, as die man van die huis wat die priester is, en dan natuurlik 'n disipel om disipels te maak van alle nasies, soos Matteus 28:19 sê. Ons sê so gou, die Here het my vergeet, of die Here hoor my nie. Maar, het u die Here gehoor in sy woord? Jesaja 64 vers 8 sê, maar nou Here, u is ons Vader, ons is die klei, en u is ons vormmeter, en ons almal is die werk van u hand. Kom ons kyk wat sê Romeine 9 vers 20. Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Dan kom ons by die welbekende Efesiërs 5 vers 20 tot 22. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Vrou, wees aan julle eie mans onderdanig. En hierdie gedeelte wil ek beklemtoon, soos aan die Here. Hoof hier beteken, hy sal leiding neem in die woord en die woord gestand bring. Onderdanig beteken nie, hy is jou baas nie, en kan jou heel dag hiet en gebied nie. Dit beteken respek vir God deur jou man. Respekteer die woord wat hy deel, al stem u en die kinders nie saam nie. Staan hom by in sy priesterskap onder God. Manne, wees lief vir julle eie vroue. En vrou, eer jou man wat die Here jou gegee het. Kinders, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word. As u 'n ongelowige man het, bid God vir hom. Dien u die Here in gees, siel, hart en verstand, sodat die man kan skaam raak, dat die vrou die Here dien in sy afwesigheid by God. Joshua het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak vandag die besluit, of u die Here dien, en of u die wêreld dien. Joshua 24 vers 15. Ek is Pastoor Gary, brood en water 5 minute woord groete, seën groete, en weet net, Jesus is so baie lief vir jou. Amen.